Die teksgedeelte waaruit ons vandag gaan lees is Lukas 2, die van julle wat wil saam blaai, julle is welkom, maar dit gaan ook op die skerm verskyn, en ons gaan nou vandag 'n bietjie 'n langer verse lees, ons gaan vers 1 tot 20 lees, en die rede daarvoor is, Lukas sê 'n paar belangrike dinge hier wat ons in ag moet neem, wat ons moet onthou. So ek het gevoel, ons gaan maar vandag sit en ons gaan lekker lees. So, kom ons lees saam. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind, wat in doeke toegedraai is, en in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof, eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense, in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel gegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. Ons lees dan nou net tot daar. Nou, as dit kom by Kersfees, het Afrikaans eintlik ongetwyfeld 'n voorsprong bo ander tale. Want in Engels sê ons vandag vir mekaar Merry Christmas. En op Kersdag wens ons in Afrikaans eintlik nie mekaar net bloot 'n Merry Christmas toe nie, maar ons sê vir mekaar 'n geseënde Kersfees. En dit is juis vir my hoe dit behoort te wees, want vandag is nie vir almal 'n Merry Christmas nie. Want Merry sê iets van pret, plesier, gelag, feesvier. En dit is nie vir almal vandag 'n plesierige dag nie. Die persoon wat nou in die hospitaal lê, is dit allerminst 'n lekker dag. Die persoon wat sy of haar werk verloor het, is hierdie 'n tyd van onsekerheid. Hier's baie van julle wat 'n geliefde verloor het, en dit is die eerste Kersfees sonder hulle. Almal voel nie die pret en die plesier nie. So ja, nie almal kan 'n Merry Christmas hê nie. Maar, en dit is 'n groot maar, elkeen van ons kan 'n geseënde Kersfees hê, want die vreugde van Kersfees lê nie in ons omstandighede nie, maar in Christus wat vir ons gebore is. Hoor dit,
Elkeen van ons kan 'n geseënde Kersfees vandag hê, want die vreugde van Kersfees lê nie in ons omstandighede nie, maar in God, Christus, wat mens geword het. En dit is wat Lukas 2 vir ons eintlik wil kom sê. Christus se geboorte bring vrede, bring vreugde, en dit bring verlossing vir almal. Ons drie dinge in hierdie teks wat ek vandag vir julle wil noem, en baie van julle ken my ook as prediker, ek hou daarvan om 3 goed te noem, want dit is net so maklik om 3 dinge te onthou. Maar Lukas noem vir ons 3 dinge wat ons kom herinner oor hoekom vandag juis 'n geseënde Kersfees is. En die eerste een wat hy vir ons kom sê is, dit is vandag 'n geseënde Kersfees, want Jesus Christus kom in hierdie konkrete, stikkende wêreld na ons toe. Dit is hoekom dit vandag 'n geseënde Kersfees is. Lukas lokaliseer soort van Jesus se geboorte na 'n spesifieke plek, 'n spesifieke tyd en 'n spesifieke omstandighede. Ons lees, hy is gebore in die dae van keiser Augustus en Cyrenius in Bethlehem, Judea. En hoewel ons nie eintlik presies weet waar in Bethlehem hy gebore is nie, lees ons dat Maria hom in 'n voerbak sit. Nou, vertaling het nou gesê 'n krib, maar in realiteit was dit 'n voerbak. En dit is belangrik om hier te hoor dat hierdie mic sny ook maar baie uit. Skus julle moet vandag maar geduld. Lukas kom sê nie vir ons of kom vertel nie vir ons hierdie mooi verhaal van sneeu en hierdie oulike diertjies en liewe Jesus wat in 'n wit babygrou lê nie. Lukas sê ook nie, Jesus het in 'n verre ander planeet mens geword, in 'n ander ruimte of tyd nie. Lukas sê hierso, Jesus het mens geword in hierdie wêreld, in hierdie spesifieke plek en spesifieke omstandighede. En dit is die evangelie. God kom na ons toe, na hierdie stukkende wêreld waarin ons leef. Toe sonde en lyding die wêreld ingaan, toe sê God, wel dan kom ek ook. Die Here laat ons nie aan ons eie lot oor nie, hy stuur sy unieke seun na hierdie wêreld sodat ek en jy egte lewe, vreugde en verlossing deur geloof kan beleef. Vandag is daar 'n verlosser vir elke een van ons gebore. En ons lees dit in vers 11. Dit sê letterlik die woorde, vandag vir julle. En Jesus het nie hierdie verlossing gebring vir eendag in die toekoms nie. Hy het ook nie die verlossing gebring vir sy eie nabye vriende nie. Hy het die verlossing gebring vandag vir almal wat hom nodig het. So, geseënde Kersfees vir jou. Want Christus Jesus het na ons toe gekom, sodat elkeen wat in hom glo, kan tuiskom by hom. Kersfees bring hoop vir hierdie wêreld. Dis die eerste ding wat Lukas sê. Die tweede een wat Lukas vir ons kom herinner aan is, vandag is 'n geseënde Kersfees, want alle mag en alle heerlikheid behoort aan Christus. Regdeur Lukas se evangelie beklemtoon hy soort van hierdie kontras tussen keiser Augustus en Jesus. Hierdie twee se mag staan eintlik maar lynreg teenoor mekaar. Nou, wat ons weet van daardie tyd was, Augustus het militêre mag gebruik om vrede op die Romeinse ryk te forceer. Hy het self sy eie neef vermoor om mag te bekom. Maar dan lees ons dat God se vrede lê in 'n voerbak.
Die krib en die kruis kan nie vir mekaar geskei word nie. Jesus word vir ons gebore om uiteindelik vir ons te sterf en vir ons uit die dood uit op te staan. Dit is 'n mag, dit is 'n vrede van liefde en selfprysgawe. Julle hoor die kontras. Maar mens kan verder gaan van wat ons alles weet van daai tyd, die stories. So dat as die keiser verjaar het, was dit as goeie nuus vir die wêreld. En hier hoor ons in ons verhaal die engele wat sê, 'n goeie nuus is dat daar 'n verlosser gebore is. Die keiser het ook in gewoon, ons weet tot vandag toe nie presies waar Jesus gebore is in Bethlehem nie. Maar nietemin, hierdie kontras kom wys vir ons dat Christus alleen Here en koning is. Die mag behoort aan hom, nie aan die leiers van hierdie wêreld nie. Dit is die Here wat die engele loof en prys, nie die maghebbers wat dink hulle het mag in hulle hande nie. So, geseënde Kersfees, want Christus is waarlik Heer. Die derde ding wat Lukas ons kom herinner, hoekom vandag 'n geseënde Kersfees is, want God het vlees geword. Regdeur Lukas se evangelie beklemtoon hy dat God, of wat Jesus werklik God is, maar ook mens is. Die engele wat kom sing en die Here loof en prys, kom sê vir ons, kom bevestig vir ons, hy is Heer. Maar hy is ook mens. En ons sien dit in die nederige omstandighede waarin hy gebore is. Hy word neergelê in 'n voerbak. En ons kop maak ons altyd hierdie verhaal mooi en sprokies. Ons sit dit mooi op 'n kerskaartjie. Maar daardie eenvoudige gebaar, daardie baba in 'n voerbak, dit is een van die diepste teologiese stellings in die Bybel. Dit sê God word mens, nie simbolies nie, nie in 'n droom nie, hy word liggaamlik mens, hy haal asem, hy word tasbaar. In die voorkerk het dit inkarnasie genoem. Dit beteken letterlik, God kry vlees, God word vlees. Hy kry 'n hartklop, longe wat asemhaal, hy kry 'n lyf wat koud kry, warm kry, en dit is radikaal. En hoe meer jy daaroor nadink, hoe skokkend raak dit, want die God wat hemel en aarde gemaak het, lê as 'n weerlose baba in 'n voerbak, op 'n vloer vol stof, tussen diere, in 'n nag. Maar sy menslikheid het 'n rede. Jesus se menslikheid beteken dat hy verstaan, dat hy egte medelee het. Hy verstaan siekte, hy verstaan eensaamheid, hy verstaan armoede, moedeloosheid. Hy weet hoe dit voel om deur mense verstoot en verwerp te word. Hy ken die beperkings van sy liggaam. Hy het dit geleer op die kruis. Hy ken hongerte, hy ken moegheid, hy ken die pyn van mense wat jou nie verstaan nie. Hy ken die gevoel van op die rand lewe, want die wêreld het nie vir hom plek gehad nie. Hy verstaan die persoon wat vandag alleen is op Kersdag. Hy verstaan die ouer wat bekommerd is oor hulle kind. Hy verstaan die gesin wat finansiëel sukkel. Hy verstaan dat iemand deur hierdie jaar te veel trane gehuil het, want hy het ook trane, eerlike trane gehuil. So daarom is vandag ook 'n Kersfees vir die wat moeg en seer het. Kersfees is nie net vir vrolike mense met mooi foto's en 'n mooi kerstafel nie. Kersfees is juis vir diegene wat voel hulle dra iets swaar. Van die boodskap van die krib sê nie wees bly nie. Die boodskap van die krib sê God is naby. So daarom is vandag 'n geseënde Kersfees. Want soms is die grootste seën nie dat alles uitwerk nie, maar dat God naby is.
So naby, dat jy hom kan aanraak in jou daaglikse lewe, in jou behoeftes, in jou pyn. So geseënde Kersfees vir jou, want God het mens geword, en hy het by jou kom woon. So julle hoor, vandag is 'n geseënde Kersfees. 'n Merry Christmas is goed en wel. Daar's niks verkeerd daarmee om vandag die vreugde, die liggies, die geskenke, die familie te beleef nie. Dis eg en is mooi. Dis deel van die warmte van hierdie seisoen. Maar soms vier ons ook Kersfees met 'n jaar wat nie uitgewerk het soos ons gehoop het nie. Soms vier ons dit met vreugde. Soms vier ons dit met 'n knop in ons keel, met 'n hart wat swaar is. Maar die wonder van Kersfees lê nie in hoe goed dit met ons gaan nie. Dit lê in die feit dat God so naby aan jou kom. Want toe Christus gebore is, het God nie 'n droom of 'n gedagte gestuur nie, hy het homself gestuur. Vlees en bloed in ons wêreld, in ons menslikheid. Sy geboorte is deel van die wêreld, deel van die grond waarop ons loop, deel van die storie waarvan ek en jy deel het. So juis daarom kan jy vandag, watter pad jy ook al hierdie jaar gestap het, of wat jou journey ook al is waarop jy nou is, jy kan vandag 'n geseënde Kersfees hê. 'n Kersfees waar jy ontdek dat jy nie alleen is nie. 'n Kersfees waarin God se nabyheid groter is as jou vrese, jou pyn, jou vrae. 'n Kersfees waarin die kind in die krib vir ons kom herinner dat die lig nie uitgedoof kan word nie. En aan hierdie Christus, die een wat gekom het, die een wat leef, die een wat regeer, behoort alle mag, alle heerlikheid, nou en vir ewig. So, of jou Kersfees nou vol vreugde vandag is, of vol verlange, of jou huis nou luidrigtig is, en of jou huis nou stil is, of jou hart lig is, en of jou hart swaar is, mag jy vandag hierdie seën van God ontvang. Hierdie vrede wat die wêreld nie vir ons kan gee nie. Die hoop wat nie verdwyn nie, die liefde wat nie teruggehou kan word nie. En die diep vreugde wat groei wanneer ons besef God is naby. God is teenwoordig. Mag elkeen van julle vandag 'n geseënde Kersfees hê. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, op hierdie Kersdag kom ons na U toe. Nie met perfekte woorde of 'n volmaakte hart nie, maar net soos ons is. Dankie dat U nie op 'n afstand bly nie, maar dat U naby gekom het in ons wêreld, in ons menslikheid, in ons pyn en in ons hoop. Dankie vir die kind in die krib, vir Christus wat gekom het, nie net vir vrolike dae nie, maar juis vir dae wat soms ook swaar voel. Here, U ken elke hart wat vandag hier sit. U sien die vreugde wat ons deel, maar ook die trane wat ons wegsteek. U ken die leegte van verlies, die onsekerheid van môre, die moegheid wat soms nie eers die rus kan verdwyn nie, en tog bely ons dat U is naby, dat U is met ons. So laat hierdie waarheid van Kersfees dieper as net vandag in ons bly, wanneer die liggies verdwyn, wanneer die tafel leeg raak, wanneer die huis stil raak, herinner ons daaraan dat U steeds by ons is. Dat U vrede nie afhanklik is van ons omstandighede nie, dat U liefde nie onttrek word wanneer ons struikel nie. Seën ons, Here, met die vrede wat net U kan gee, met die hoop wat nie breek nie, die liefde wat dra wanneer ons eintlik nie eers onsself kan regophou nie. Maak ons draers van U lig
in hierdie wêreld wat soms so donker voel. Ons lê ons lewens, ons vreugde, ons swaar kry in U hande. En ons bid dit alles in U naam. Die een wat gekom het, die een wat leef, die een wat regeer, nou en tot in ewigheid. Amen.